Welkom by AMT se John Deere graanoorsigg. Hierdie week gesels ons oor lae hoeveelhede WM1's wat veral witmieliepryse nou opdruk, waarheen dit natuurlik kan gaan, as ook wat die internasionale pryse nou dryf. Als in hierdie week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Maar kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se landbouekonoom, wat nou vir ons meer gaan vertel oor waar die markte tans verhandel. Baie dankie Johnny. Die spotmond witmielieprys styg na R4.723 per ton met die Julie 26 prys wat nou op R4.304 staan. Die geelmielie spotprys styg na R4.200 met die Julie 26 prys wat nou op R4.050 per ton staan. Die sojaboonspotprys styg na R7.299 met die Mei 26 prys wat op R7.600 per ton staan. Die sonneblomspotprys styg week op week na R9.458 per ton met die Mei 26 prys wat ook op R9.141 per ton verhandel. Die koringspotprys styg na R6.371 met die Desember 25 prys nou op R6.282 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4.449 met die uitgedopte Argentynse grondboonprys op R24.501 met die katoenprys wat nou verhandel op R9.920. Hierdie inligting word moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems. Kry Zematic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod, beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie vandag nog en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zematic. Ja, welkom by hierdie week se AMT graanoorsigg. Ons gesels met Johan Thesen, soos ouer gewoonte. Johan, internasionaal was daar nie veel beweging nie, maar ek weet as dalk by mielies begin, mieliepryse of kornpryse bly redelik onder druk. Ja, ons sien dat hulle in die afgelope paar weke nog steeds elke nou en dan 'n bietjie reën kry en natuurlik genoeg reën, goeie klimaat, verskep baie goeie groeiomstandighede. En soos die Amerikaners maar sê, rain makes grain. So met dit ekstra hektare het hulle oor die korttermyn en vir nou is daar geen vrees oor dat hulle swak oes gaan hê nie. Maar ons sien weer dat dieselfde hoeveelheid, selfde reën wat vir die mielies en die soja baie goed is baie sleg vir die huidige koringoes wat gestroop word. En het hulle daar begin baie groot kwaliteitprobleme kry en saam met dit het Rusland ook een van hulle top koring produserende areas as 'n droogte gebied verklaar en dit natuurlik het weer die koringprys baie sterk opwaarts beweeg. So ons het daar vir die twee kante waar die mieliepryse raag bly, maar die koringprys het regtig skerp gestyg. Ja, en ek wonder nou met hierdie internasionale konflik wat moontlik handel sou beïnvloed het met die Midde-Ooste goed, of dit nie ook graanpryse tot 'n mate op 'n laer vlak gehou het nie. Mense het bietjie bekommerd was oor handel graan, dat dit dalk nie soveel uitvoer word nie. Maar nou met wat ons moontlik nader aan 'n skietstilstand kan beweeg, wat dit lyk asof dinge wil begin opklaar, mens weet nou nooit nie. Maar dit kan dalk ook so 'n bietjie ondersteuning aan internasionale pryse bied. Dit kan definitief al as ons na die koringmark kyk. Ons weet Egipte is 'n baie groot invoerder van koring en Amerika stroop nou soas daai handelsroete ek wil al sê in gedrang kom, kan ons sien dat hulle of in die binnekort bietjie vraag verloor en pryse bietjie afgaan, maar aan die ander kant wanneer die skiedstilstand te gaan kom en daar nou weer regtig vrede in die gebied is, dan kan ons weer sien dat daar baie vraag gaan kom na die mark toe, so dit gaan verseker pryse beïnvloed. Johan, maar ek wil eintlik hierdie week plaaslik fokus. Ons sien al vir die laaste 3 weke mieliepryse gaan afkom, veral as ons na witmielies kyk. Ja. En ons sê die hele tyd witmielies gaan onder geelmielies inkom. Dit het nog nie gebeur nie. Ek het met 'n paar traders gepraat, dit is hulle gevoel ook natuurlik, van hulle het is kort natuurlik en het hulle hande al so 'n bietjie verbrand in terme van die mielieprys wat die hele tyd opgaan, veral met witmielies. So kom ons kyk bietjie plaaslik, wat druk witmieliepryse nou op? Ek dink dit is 'n saamtrek van 'n klomp goeders. Ons sien die wisselkoers het vroeg in die week het dit baie verswak weer, so van omtrent 1770, so 2 weke terug gegaan na 1810 omtrent. Dit het natuurlik pryse laat styg. Dan is ons nog steeds agter
ons lewerings wat ons vorige jaar was, omtrent so 46% agter. So dit selfs het extra tekort in die mark wat die mark bietjie dryf. En dan natuurlik kyk ons na wêreldvoorraad wat nog steeds laag is. Ons weet dat die USDA en daai ouens voorspel nog steeds dat wêreldvoorraad laer begin raak soos wat die seisoen aangaan. En dan, ek dink die grootste faktor wat ons dan kan sien is kwaliteit. En kwaliteit is hierdie jaar wat ons tot dusver toe sien, baie laer as wat ons laas jaar gesien het. Wat het gebeur met gradering? Waar staan ons tans? Ons staan op hierdie stadium is dit so 74% van wit mielies is graad 1, waardeur die ander dan 'n graad 2 en 3 is. Geomielies lyk baie beter, geomielies staan op 92%, maar wat die groot kommer vir my daarin is dat 2 weke terug was wit mielies se graad 1 gradering 78% van wat gelewer is. Hierdie week is ons op 74%. 4% laer. So dit nou al 4% laer en ek dink dis die groot kommer wat daar nou is. Ek dink dis wat 10T1 nou ook die groot drywer is wat veral witmieliepryse nou na 4700 min of meer toe opstoot. Ek het wel met melenaars gesels en ek het hulle gevra wat sien hulle ook, wat kom deur die mele op die oomblik, en hulle het gepraat van vroeë aanplantings met die droogte wat gehad het met die baie reën, wat dan nou hierdie lae kwaliteit veroorsaak, maar hulle het vir my ook gesê die later aanplantings, die goed wat nou gestroop word, het weer geweldige goeie kwaliteit. Ja. Hulle praat van die pit is baie harder, so dit het 'n baie beter uitmaalpersentasie, en hulle is redelik positief dat ons kwaliteit, ons WM1's of ons YM1's, ja, dis eintlik WM1's, die witmielie gradering 1, redelik kan begin optel. Ek dink dit gaan vir ons baie goed wees, want as kom ons sê ons vat die 74% van graad 1 witmielies waar ons nou is, en ons vat dit in die geskatte oeskatting, dan die syfer waarop ons uitkom en ons vraag wat ons het na witmielies, raak dit dan baie tight en gaan ons dan met baie groot tekorte sit. Dis wat pryse nou so opdruk, ja. Maar as jy nou sê, as die melenaars voel dat met die later aanplantings gaan ons beter kwaliteit kry, dink ek kan daai minder van 'n probleem raak. En soos ons al vorige weke gesien het, is daar groot kans dat ons minder uitvoer na die buiteland toe gaan hê. Kan daai ook maak dat ons meer plaaslike voorraad het wat dan die mielieprys kan laat afgaan. Baie interessant is, en melenaars het ook gepraat van die boere lewer tans net hulle graad 1 mielies, die graad 2's en 3's hou hulle klein bietjie terug, maar omdat die graad 1's wat nou inkom, wat daar dat het soveel beter is, dink ek, wil van die produsente dit al probeer meng op die plaas, om dit na 'n natuurlike op te gradeer op hulle eie, en van die WM1's ook dan na van die WM2's na WM1 toe te vat. Ja, en ek dink, soos ek nou gesê, dit gaan 'n groot verskil maak, net in terme van hoeveel plaaslike voorraad ons het, en hoe dit 'n rol kan speel in die mielieprys nou ook. Ja, en ek dink as ons kyk bietjie na sterker wisselkoers, ek weet soos ons nou praat oor die begin van hierdie week, het die wisselkoers weer bietjie versterk, ons staan op 17.73 tans wat ons nou opneem, en dit gaan ook natuurlik 'n afwaartse druk op pryse speel, maar ek dink, soos ek nou gesels, my persoonlike gevoel is, witmielies kan redelik onder druk kom. Ek is baie bearish in terme van witmieliepryse, veral geel is redelik op sy vlakke, dink ek, waar hy gaan wees, maar witmielies kan dalk verder afkom. Wat jou gevoel? My gevoel is ook dat mielies nog verseker kan afkom. Meeste van die tekens wys na afwaartse mielieprys. Ons het nou net oor die afgelope tyd al hierdie klein faktoretjies gehad wat net bygedra het tot 'n prys wat eintlik sterker verhandel as wat ons sou sien. Ja. Ek dink een ding wat die ouens net moet ophou is die reënval in Amerika. Ja. As ons dalk die einde Julie droogte daar tref, kan dit weer ons pariteite optrek, dit kan weer ondersteuning aan ons pryse bied, en dan hang dit af. Gaan Zim invoer, gaan hulle oopmaak, gaan hulle nie oopmaak nie, gaan Zambië uitvoer, al daai tipe goed, maar vraag na Afrika toe lyk vir my ook minder, en die probleem is, ons witmielies is tans so duur, dat ons amper kan begin invoer. Ja, ons is baie naby aan invoerpariteit al met ons mielies, wat eintlik nie 'n goeie ding is nie, want as ons verby daai invoerpariteit gaan, dan kan 'n melenaar sê, maar as ek dieselfde kwaliteit mielies op 'n ander plek kan kry, kan ek hom vir goedkoper invoer en nog steeds plaaslik maal. So ek dink dit gaan vir 'n vraagkant af, gaan dit baie sleg wees. Ja, en weer eens ek dink ook, mens moet nie 'n doemsprofeet wees nie, maar die hoë prys van die afgelope tyd
van 7000 aan einde Januarie en nou wat ook relatief hoog bly. Ongelukkig jaag het bietjie vraag weg van die mark af. Dit skuif verbruikers skuif na koringprodukte, hulle skuif bietjie na ander tipe produkte toe, veral na die uitvoermarkte toe, waar dan ander markte gaan soek waar dan goedkoper en meer bekostigbaar is. So ek dink vir my realisties moet die prys dalk so bietjie afkom. Baie dankie Johan, baie interessant. Skakel weer volgende week in, dan gaan kyk ons waar hierdie pryse heen is en hoekom natuurlik. Los asseblief vir ons kommentaar ook wat julle dink waarheen hierdie pryse kan gaan. Hierdie video's word natuurlik moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by mtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe. Dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.